'n baie hartlike verwelkoming, kuier om die woord. Jesaja is die boek waarmee ons besig is. Ons het baie vinnig gevorder, ons is by vers 7 van hoofstuk 1. Nou weer eens, net vinnig, die hele Ou Testament is vol voorbeelde, tipes en prentjies van die Nuwe Testament, van die vervulling van die Messias wat gekom het, reeds waarna ons terugkyk 2000 jaar gelede. In Hebreërs hoofstuk 1 staan daar in vers 1, in die ou dae het God gepraat met die mense, deur die profete, maar in hierdie laaste dae praat hy met ons deur die Seun, Jesus Christus. Dit was 2000 jaar gelede wat Jesus hier op die aarde kom wandel het, die woord vlees geword het, onder ons kom woon het, en die hele ou bedeling, of Ou Testament, in vervulling gegaan het in Jesus. Die hele Bybel praat oor een persoon en dit is Jesus. Die Ou Testament wys vorentoe, ons kyk nou terug na dit klaar gebeur. In die Nuwe Testament word dit beskryf. En daarom as ons die Nuwe Testament lees, is ons opgewonde, want dis nie iets waarna ons kyk vorentoe nie, dis iets wat klaar binne in ons gestalte gekry het. As ons net kan glo. Wie glo die woord? Yes, amen. Nou, dis baie belangrik om die plus faktor te verstaan. Plus is vir my die kruis. Die Here het gekom van bo en ons negatiewe lewe kom kruis. En ons negativiteit 'n plus gemaak. Stem julle saam? En Jesus se optrede was altyd in die plus faktor, die nou faktor, die geloofsfaktor is altyd nou. Klaar gebeur, sê julle, sê amen. Amen. Jesus bring daai plus vir ons in. Nou moet ons net van ons negativiteit ontslae raak. Inteendeel, ons negativiteit wat die horisontale lyn is van die kruis, word nou geabsorbeer in die vertikale in, en dit is gees. En wanneer ons in die gees lewe, sal ons die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Die vlees is jou horisontale lewe. Jou verlede, jou legendariese stories oor jouself en so meer, goed en sleg. Weet jy wat? Dit tyd geword dat ons geabsorbeer word in die vertikale Christus, dat ons al hoe meer Christus word. So wanneer ons dan nou die boek Jesaja lees, dan sien ons die heeltyd die vervulling daarvan in Christus. Dit maak ons opgewonde en dit maak ons bly. Pastoor Mimpie, Jesaja 1 vers 7. Vers 7. Okay, waar is dit op die notas? Dit is op bladsy 2. Ek het nie bladsy 2 nie. Ek dink jy's klaar op bladsy 2. Daar is bladsy 3. Okay, is verkeerd vasgeskryf op. Okay. Jesaja 1 vers 7. Julle land is 'n wildernis. Julle stede is met vuur verbrand. Vreemdes verteer julle landerye in julle teenwoordigheid. En dit is 'n wildernis, soos by 'n omkering deur vreemdes. Ek kan amper of dit Suid-Afrika beskryf. Maar dis nie Suid-Afrika wat hier beskryf word nie. Hy praat hiervan, en ons het dit reeds gedoen verlede week, as jou kop vol chaos is, vol wildernis is, dan gaan jou lewe ook, jou omgewing, dieselfde raak. Stem julle saam? Alles begin by tussen die ore. En ons noem dit jou siel, die mens, die denke, gedagtes en gemoed. As ons vul daar met die Here en naby die Here wees en in die plus van die Here begin leef, in die vertikale van die kruis, dan verander ons omgewing heeltemal. Stem julle saam? Jou liggaam gaan baat van daarby en jou omgewing. Want soos jy dink, sê Salomo, so is die uitvloei van jou lewe. En dis in Spreuke 23 vers 7. Soos 'n mens dink, so is jy. So is alles van jou. Goed. Die logiese uitvloei van 'n siek kop is 'n siek omgewing. Ja, daar's geen manier wat jy kan nonsens dink en goeie goed voortbring nie. Dis soos garbage in, garbage out, dis soos 'n computer. As jy 'n program opsit van dit en dit en dit, en jy druk op jou computer en dan kom dit uit. Dit wat jy insit, is dit wat jy kan uithaal. Okay.
vers 8, en die dogter van Sion het oorgebly. Hierdie is vir my so mooi, die dogter van Sion het oorgebly soos 'n skermpie in 'n wingerd, soos 'n slaapplekkie in 'n komkommertuin, soos 'n beleerde stad. Nou Sion verwys altyd na ons as Christene, as kinders van die Here, 'n remnant, 'n skermpie, daai skermpie, ons kan ook skryf 'n remnant, met ander woorde 'n spesiale groepie mense, gelowiges, het oorgebly. Onthou julle, Jesus het oor en oor vir hulle gepreek en vir hulle die naderende oordeel gewaarsku teenoor. Hy sê hierdie geslag sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. En hy sê wanneer julle dis Lukas 21 wat ook dan Matteus 24 beskryf, die verwoesting van Jerusalem en die tempel. Hy sê wanneer julle die soldate sien van die vreemde nasies of die Romeine in hierdie geval wat die stad omring, dan moet julle alles net so laat val en vlug na die berge. En dan sê hy daar in Lukas 21, nie 'n haar sal van julle hoof val nie. Hoekom? Want julle luister wat die woord sê, julle luister wat Jesus sê, hy is 'n ware profeet, en as julle wegkom vinnig, sal julle behoue bly. En dit was toe ook so, dat in 70 na Christus toe die tempel verwoes is, Jerusalem se mure verwoes is. Ek weet ek herhaal dit baie, maar dit is belangrik dat ons daarna luister. Is daar 1,1 miljoen Jode omgebring wat ongelowig was, wat nie na Jesus se woorde geluister het nie. Maar almal wat wel, die klein remnant, die skermpie, klein bietjie mense wat wel Jesus gevolg het, die disippels van daai tyd, het almal ontkom en daar's nie 'n haar van hulle hoof beskadig nie. Wow. Kan julle dit sien? Verwys na die Jode wat Jesus se woord aangeneem het. Jesaja 1 vers 9. Sion verwys ook na die berg van lofprysing. Daar's 2 berge wat in die Ou Testament baie pertinent is. Die eerste berg is die berg Sinaï, waar op Moses die wet ontvang het. En dan die berg Sion. Dis basies waar die wet in ons hart geskrywe is. Presies, dis amper soos 'n spieelbeeld van die berg Sinaï, wet, en die berg Sion, die nuwe verbond. Ons kan sê die Sinaï is die ou verbond en Sion die nuwe verbond waaraan ons nou is. Die ou verbond lê agter ons. Wanneer het wie kan gou vir my sê, wanneer het die ou verbond finaal verbygegaan? In die kruis. Onthou, Jesus het in die laaste dag gekom van wat? Van die ou verbond bedeling. Hy het die nuwe aangekondig, die nuwe hemel en die nuwe aarde. En in die 3 dae kruisoperasie het hy dit volbring. En dan sê hy ook ons daar toe hy daar hang, dit is volbring. En toe gee hy die gees, en toe skeur die tempel se gordyn van bo na onder. So nou is daar nie meer skeiding tussen die oue en die nuwe nie, dis nou net die nuwe. Die gordyn is weg, die mees heiligste plek en die heiligdom verteenwoordig jou denke, gedagtes en gemoed, mees heiligste plek jou gees. So nou moet die woord wat ons nou byvoorbeeld nou hier hoor, wie Jesus Christus is, raak ons al hoe meer geestelik in ons heiligdom, denke, gedagtes en gemoed. So ons raak nou so gees, want dit is nou een. Stem julle, ons is nou in die nuwe bedeling, sê almal, 'n nuwe bedeling. Baie mense sien nog steeds uit na die nuwe bedeling. Baie in die kerklike wêreld vandag. En daarom praat hulle praat, dit gaan nog gebeur. Ons praat, dit is reeds. Dis 'n groot verskil, stem julle saam? Dit sal nog beter gaan. Sulke mense wat sulke prediking glo, wat sulke prediking hoor, dit gaan nog beter gaan. Hulle praat ook so. Hoe gaan dit nou, broer? Ag, ek weet nie. Dit sal seker nog beter gaan. Party sal so erg gaan sê, dit gaan nooit beter gaan nie. Maar weet julle wat? Ons is nie meer in die sal nie. Ons is nou in is. Sy naam is Emmanuel. Sy beteken God met ons, God in ons. Wie wil dit glo? Klaar gebeur. Ou bedeling is verby, nuwe bedeling het aangebreek. Sinaï, wet op klippe geskryf, is verby. Nuwe bedeling, Sion, lofprysing soos Pastor Mimpie sê. Nou is die wet in ons hart geskrywe. En dit is waarom ons nou die geestelike bome geword het van Galasiërs 5:22. Ons is nou die liefde van die Here. Ons skyn dit nou, sy blydskap, vrede, vriendelikheid. Ek weet ek sê dit baie, maar weet jy wat, as jy baie bid, dis hoe ek bid. Ek raak stil en sê ek, dankie Here, ek is die kind.
Hoe lyk die kind? Die woord sê, ek is liefde. Ja nee, jy's liefde. Okay, ek is liefde. Ek is liefdevol. Vandag gaan ek liefdevol wees, want dis my aard. My hondjie blaf, want dis sy aard, hy's 'n hondjie. Ek en jy, jou aard is liefde. Die Here het jy so gemaak. En dan begin ek sommer bly raak. Ek sê, ja, dis hoekom ek bly raak, want liefde is blydskap. Dan raak ek bly, sommer vroeg in die môre. So as pastoor Mimpie na my toe kom in die oggend en dan sê ek, nee. Ek sê, môre my vrou. Wat is daai? Jan Pierewit. Hoe gaan dit? Goeiemôre my vrou. Hier is 'n stoentjie vir jou. Goeiemôre my man. Daar is koffie in die kan. Nee. Maar gooi sy dit nie is nie, sy jy nie gaan. Ja, jy moet self. Sy sê net vir jou daar's koffie in die kan, jy moet self maar plan maak. Maar in elk geval, vang julle dit. Ja. So as jy ingebid is in die woord, want jy oordink die woord dag en nag, Psalm 1, dan kom jy toe volle reg as daai boom wat geplant is. Galasiërs 5:22. Weet jy, dis jou bediening. Okay, so ons is nou in Sion. Ja, het julle geweet die boek van Jesaja het 'n klomp liedere in. Daar's baie liedere in die boek van Jesaja. Jy het mos sê dis 'n poëtiese boek. Dis 'n poëtiese boek en nou lees ek hierdie. Dogter van Sion, breek nou uit. Jy vir ewig Jerusalem. Nou wie is die dogter van? Dis die bruid. Dis ons. Ken julle Dis die dit? kerk, ja. Jy sal dit ken. Nee. Ja. Jy ken daai. Is 'n baie ou lied, maar daar Ek het hom net is bietjie spoed gee. Daai is 'n bietjie trekkig. ja, weg jy nou. Jy wat hou van die Jy stadige het 'n musiek. trekklavier nodig om met Wat? daai ding te werk. Jy hou van Jim Reeves. O, dis nog stadig, hè. Dis nog stadiger, hoor. Nee, maar daar is vreeslik baie Wie hy sing baie beter van dat hy dood is. Baie mooi. Okay. Daar's baie liedere in die boek Jesaja en ek wil hê julle moet soos wat julle hom lees, moet julle die liedere moet julle die liedere bietjie uitlig. Want dit is so mooi. Dit is 'n poëtiese boek. Okay. Die dogter van Sion het oorgebly soos 'n skermpie in 'n wingerd, soos 'n slaapplekkie in 'n komkommertuin, soos 'n beleerde stad. Hierdie laat my dadelik dink aan soos wat hy sê 'n remnant, 'n oorblyfsel. Ja. Hierdie laat my nou dadelik dink aan jou preek van die suurdeeg en die saad. Wat hierdie Sondag kom. Ja, Suurdeeg. wat hierdie Sondag kom. Die gelykenis van die suurdeeg. Ja. Baie goeie les. So al vergaan alles rondom ons, hier so 'n klein skermpie, 'n slaapplekkie. Kom ons sê dis 'n klein vuurtjie, kom ons sê dis 'n klein plekkie van waar die flikkering van die Here flikker. Dis genoeg. Dis genoeg om 'n hele Ja, dis storie. daai mosterdsaad wat die Ja. kleinste van alle saad is wat 'n geboom word. Ja. En dan skep hy 'n habitat. En die diere kom en die voëls kom. En dit verwys na ons wat die vrugte van die Gees dra, die liefde van die Here en blydskap, vrede en vriendelikheid. Skep 'n habitat vir mense, 'n toevlugsplek. En dis ons bediening, mense. Dis mooi daai, ja. Verwys na die Jode wat Jesus die woord aangeneem het. So die dogter van Sion, klein En alhoewel dit klein begin het, het dit nou begin massief raak. Onthou julle die klip van Daniël, Daniël 2, sonder die toedoen van mense hande, se beeld. se droombeeld, ja. Het daai klip bo in die berg losgeraak, afgerol, die beeld getref teen die voete van klei en yster, wat verwys na die twee regerings saam van die Jode en die Romeine. En dis die tyd wat Jesus gekom het om op te tree. En toe tref hy daai voete en hy slaan hulle fyn en hy slaan daai hele beeld al die skakeringe van die beeld. Hy het gepraat van verskillende nasies. Hy bring al daai koninkryke tot niet, dat dit poeier geword het, en die wind het gekom, wat vir my wys na die Heilige Gees, het dit weggewaai, en toe begin daai klip groei. En dis Christus. Dit het klein begin soos die mosterdsaad. En dit groei en dit groei en dit vul die
hele aarde. Okay, die woordjie aarde daar is die woordjie eretz in die Hebreëus wat eintlik beteken landstreek. So baie mense wil graag die hele globale aardbol sien, wat dan hulle ook later wil bewys het gaan nou vergaan. Glad nie. Dit was die landstreek of die ou bedeling wat tot niet gaan. Goed, Jesaja 1 vers 9. As die Here van die leerskare vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het. Ons sou net soos Gomorra gewees. Nou, in die boek Handelinge, en daar's 'n hele studie daaroor, die ou bedeling kerk leierskap het uiteindelik geword Sodom en Gomorra. Dit is toe nou, hulle het so boos geraak, dat hulle die profete vermoor het, Jesus gekruisig het, en so meer. Maar tog het daar 'n klein oorblyfsel. Wie was die klein oorblyfsel? Wat ons sopas nou behandel het, dis daai gelowige Jode wat Jesus aangeneem het, en almal wat die kerk gevorm het daai tyd onder die Heilige Gees. Vers 11, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Het jy daai vers 10 gelees? Nee, Het ons hom gelees? okay. Goed. Ja, ons het nie, hoor die woord, sien, hier kom hy, hoor die woord van die Here, owerste, so, hier praat hy nou met die owerstes, met die leierskap, wat die korrupte leierskap van Sodom, luister na die wet van ons God, wet is liefde, wie van julle weet? Die wet is 2 dele, die eerste gedeelte liefde vir God, tweede liefde vir jou medemens, het gaan alles vir liefde. Liefde is toe nou op klip geskryf, die wet van liefde, maar nou sit in ons hart geskrywe. Amen. Vers 11, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers. Onthou nou, as gevolg van hulle sonde toestand moes hulle geweldig baie diere offer, en dan voel hulle nou tydelik verlig, maar dit het hulle nie gehelp om werklike verhouding met die Here te hê nie. Want as hulle 'n verhouding met die Here gehad het, sou hulle nie droog gemaak het nie. Sou hulle nie sonde gedoen het nie, of liefdeloos opgetree het, sodat hulle, jy weet wat sonde is. Sonde is om liefdeloos op te tree. Want ware liefde sal nooit sondig of niemand seermaak nie. Maar in elk geval, die Here sê ek is nou moeg daarvoor. Julle dink julle kan deur hierdie emotions gaan, julle kan net doen as julle wil, en dan bring julle 'n arme dier, en nou moet die diere dit ontgeld, want die dier moet nou jou plek inneem, sy bloed. Maar dit verwys natuurlik ook na die ware paaslam, Jesus Christus. En ons kyk nou terug en ons sê, hoera, klaar gebeur, in Christus Jesus saam in die kruis ingeneem, alles wat daar met hom gebeur het, en ons gebeur, is nou op ons rekening, ons het nou saam met hom lewendig geword, opgestaan, sit in hemelse plekke. Sit beteken, rus in geloof, dat die werk reeds voltooi is, sê amen. Verskil tussen die bloed van diere en die bloed van Jesus Christus is dit. Die bloed van diere en stiere en bokke en al daai goed, het die sondes net bedek. Maar toe die bloed van Jesus gekom het, het hy die sonde weggeneem, so ver as die weste verwyder is van die ooste. So, dit is uit die weg geruim, heeltemal. Groot verskil. Yes. Dis soos jy, as jy nou vee en jy vee die vuil goed onder die mat in. Dis nog steeds daar. Nee, maar die bloed van Jesus het gekom om die sondige toestand eintlik, nie soseer die sonde self nie, maar die sondige toestand wat in die hart is, heeltemal op te los en vir ons 'n nuwe hart te gee. 1 Samuel nou verwys hy terug, Pastoor Jan verwys terug na 1 Samuel 15:22. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. En wat hier gebeur het, Saul, die koning, ons weet, hy het dit maar lekker gemis. Die Here het gesê, hulle tref met 'n bangvloed, en toe het die manne hom omgepraat, sê hy. Nou dis sy verskoning. Ja, maar ek wou na die Here luister en doen wat die Here sê, maar die manne wou blykbaar van die goed hê. En om die manne, so hy was 'n menspleaser, hy het mense probeer tevrede stel. Weet julle wat, moet nooit mense probeer tevrede stel. God moet tevrede stel. Sê amen. Moenie bang wees vir mense nie.
Wees bang vir die Here. OK. En hy sê toe vir hom, weet jy, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan die woord wat die Here sê, is beter as om nou te kom en nou wil jy het nou droog gemaak, nou wil jy kom 'n slagoffer bring. Hebreërs 10 vers 4 tot 7. OK, nou verwys hy na Hebreërs 10 vers 4 tot 7, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, hoofletter, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. En dit praat van Jesus, die woord wat vlees geword het, wat dan die paaslam word, wat dan die plek inneem van die ou offer is wat hulle gebring het. Brandoffer en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nou ons lees basies nou die profetiese boek uit die boekrol uit. En dit het nou klaar gebeur. Is ons nie gelukkig vandag nie? Die ou profete van daai tyd kon net in die verte sien. En selfs die eerste gelowiges, hulle het nou wel die Ou Testamentse boeke gehad, maar hulle het nie die Nuwe Testament boeke gehad. Kyk, hoe kan ons nou vandag terugkyk? Ek weet nie waarom mense nog sukkel met, dit sal nog een dag beter gaan nie. Mense, ons het alles wat ons moet hê. Die Here is in ons, sy krag is in ons, sy lewe is in ons, sy bediening is in ons. Kom nou, Amen. Wees nou daai lig, liefde en lewe vir die mense in jou lewe. Word nou daai boom, habitat, wat almal kan akkommodeer in jou liefde, die liefde van die Vader deur jou. Okay. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhoewe te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maane en sabbate, uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestye haat my siel. Hulle is vir my 'n oorlas. Waar lees jy nou? Moeg om dit te dra, vers 14. Ons is nou nog terug in boek Jesaja. Nou hier het ek nou nie verder kommentaar nie. Nou moet ons maar net gesels. Okay, hy sê vers 12, as julle kom en voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhoewe te vertrap? Nou die voorhoof, julle weet die tempel bestaan uit die mees heiligste plekke. Die tempel is eintlik so, dit is 'n groot, as jy nou jou huis kan vat, jy het 'n groot yard. Wie het almal 'n groot yard? Wat sê jy in Afrikaans vir yard? 'n erf. 'n erf, nee. En almal se erwe is wat? Omheind. En deesdae met ons land wat nou so 'n bietjie onder druk is, raak almal se heininge al hoër. Is ek reg? Nou, hierdie tempel se heining was so hoog geweest dat jy kan nie oor hom loer nie. Want hy is toe, dit was van materiaal, wit materiaal, wat aan pale so opgehang is. Maar dit was 'n groot erf, kan jy net maar sê. Dan binnekant was daar 'n tent van samekoms. En wat 'n tent? Samekoms. Wat sê dit? Ons kom saam. Ons kuier om die woord, stem jy saam. Okay. Die tent van samekoms het 2 dele gehad. Die mees heiligste was 'n perfekte vierkant gewees. Die heiligdom gedeelte was 'n reghoek. Ag nee, reghoek, is dit reg, Piet? Ja, reghoek. 'n reghoek. 'n Reghoek het sy sykante is langer as sy kopkante. Okay. So wat was hierdie tent van samekoms? Dit verwys na wie ons is. Die hele tabernakel is 'n prentjie van hoe ons lyk. Want onthou, God wil graag by ons woon. Hy wil in ons woon. Dis van die begin af God se plan. Nou right, wat is die mees heiligste plek? Is jou gees. En die heiligdom verwys na jou siel, denke, gedagtes en gemoed. In die mees heiligste plek kry ons een item, een meubelstuk, soos dit so kan noem, die ark van die verbond, met die versoendeksel op, sê almal versoendeksel. Wat sê dit? Dit sê dit is die plek waar ons versoening, daar is die bloed dan ook gesprinkel van die diere wat geslag is vir die mense se sondes. En sodra dit voltooi is en alles klaar gedoen is deur die priesters in die hele plek nou, soos wat die Here dit voorskryf het, en hulle die laaste bloed kom vat en sprinkel op die versoendeksel, dan het daar wonderlike ding gebeur.
dan bars die heerlikheid van die Here los vanuit die versoendeksel en dit vul die hele tempel. Maar daar het ook 'n ander ding gebeur, daar het 'n vuurkolom of 'n vuur uitgekom van die versoendeksel af en dit het die offer aan die brand gesteek in die voorhof waar die offerdier dan op gesit is. So wie die offerdier aan die brand gesteek, die Here self en verteer. En alles wys na Christus wat uiteindelik aan die kruis sou gaan hang het en geoffer word. So waar was hierdie altaar waarop die dier geoffer was buite die tent van samekoms. Dit was van koper. Koper is 'n metaal wat praat van oordeel. Nou die oordeel lê dan agter ons. Dis waarom Paulus sê in Romeine 8, as ons in Christus is, daar is dus dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie, want Jesus het die oordeel wat ons toegekom het, klaar op hom geneem. Nou, wat wonderlik is, toe die voorhangsel geskeur het die mees heiligste plek wat die ark van die verbond is, en die heiligdom wat ons denke, gedagtes, gemoed verteenwoordig, een geraak. Dis baie mooi om dit te besef. Dit gaan nie eendag gebeur, dit het klaar gebeur nie, maar dit glo, dan begin jy dit ervaar. Nou in die heiligdom is baie mooi, want Jesus sê in Openbaring 3 vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop. Nou Jesus is Gees op die oomblik, Heilige Gees binne in ons, so waar sal hy staan en klop? As ons nou die tabernakel van Moses mooi verstaan wat ons verteenwoordig. Hy staan in die mees heiligste plek, jou gees, en vanuit jou gees klop hy aan die deur wat nou geskeur het in beginsel, dis die deur, die voorhangsel. Hy klop daar, want hoekom klop hy daar? Want jou voorhangsel hang nog daar. En hy is dalk baie dik van al die tradisie en die nonsens. Nou klop Jesus, knock. Hy sê, as jy hoor en die deur vir my oopmaak, sal ek ingaan en saam met jou maaltyd hou. Praat van hierdie tabernakel van Moses wat jou voorstel, mees heiligste plek. So waar wil hy ingaan vanuit die geestelike, die mees heiligste plek, wil hy deur die deur inkom in die heiligdom. Nou wat baie interessant is, in die heiligdom, die een item daar wat nou uitstaan is die tafel met die toonbrode. So dis normaal dat dit die plek is waar geëet gaan word. Stem julle saam? Want die toonbrode word geëet. En daai toonbrode word genoem, het hulle almal verstaan, teenswoordige brood. Ander woorde, nou brood. Teenswoordig, die Here is nou beskikbaar. En wanneer jy daai brood eet, nou weet julle wat se brood eet ons vanmôre, en al hierdie woord wat uit hierdie gemeente uitkom, is altyd teenswoordige brood. Dis plus brood. Dit is nou brood. Want as jy nou brood aanhoudend eet, wat gaan die woorde van jou mond uiteindelik wees? Dit is klaar gebeur. Ek is nou gelukkig. Alles is nou honkie-dorie. Nou kom ons luister na mekaar hoe ons praat en ons vriende praat. As hulle heeltyd toekoms vra, dan gaan weer dan weet jy, hier's bediening nou wat loskom. Jy moet hierdie mense nou help met die liefde van die Here om te besef, die blye boodskap is, jy het dit als reeds klaar. So, nou eet hulle hierdie teenswoordige brood en nou wat gebeur dan? In die boek Openbaring het ons gesien, terwyl hy die teenswoordige brood eet, toe hoor hy 'n stem agter hom, dis Openbaring hoofstuk 1, en toe draai hy om. Nou, vandag se kerklike wêreld kyk in die toekoms in om Christus te ervaar. Nee, jy moet nou omdraai en kyk wat het reeds klaar gebeur 2000 jaar gelede. Toe jy saam met Christus, onthou Johannes hoofstuk 12 vers 32. Wat sê hy daar vir ons? Jesus sê, as ek in die kruis verhoog word, sal ek sommige mense by my intrek. Almal by my intrek. Wie is ons almal? So kom ons vat nou die woord, ons glo dit en sê, dankie Here, ek is ingetrek, meer as 2000 jaar gelede, en als wat daar met Jesus gebeur het, aan die 3 dae kruisoperasie, is nou ook op ons rekening, want ons is daarin. So wanneer jy 'n kruis sien, jy sien Jesus hang daar, moet hom nooit alleen daar sien nie. Sien dadelik, jy hang saam, jy het saam met hom daar gehang. En alles wat daar gebeur het, die werk wat hy voltooi het, is die ware lam van God, is jy by ingesluit en is nou ook op jou rekening geplaas, asof jy dit self kon gedoen het. Ons weet, ons kon nooit doen wat Jesus doen nie, maar in geloof is ons nou deel daarvan. Sê amen. So, kom terug.
Hy sê ek het 'n stem agter my gehoor. Gaan lees gerus Openbaring 1. Toe draai ek om en dan in 'n profetiese boek, ek dink amper is in Jesaja, wat hy gesê het, en jy sal 'n stem agter jou hoor. En dit sal vir jou sê, dis die pad, dis die weg, en ons weet Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. So, net om vir julle vinnig net 'n idee te gee, van as hy praat hierso van die tempel, watter vers het ons nou gedoen, waar ons nou so 'n bietjie begin wyd praat het, vers 12, en julle kom voor die aangesig verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhowe te vertrap? So in die voorhowe was die jaar, die erf, en dan gaan jy in die tent van samekoms in. So wat verteenwoordig die erf? Jou liggaam. Wat is die mees heiligste plek? Jou gees. En die ark van die verbond, asseblief skryf dit oral waar jy dit sien, is Christus. Christus nou in jou. Die heerlikheid het losgebars in die mees heiligste plek. Nou is die Heilige Gees in jou, Christus in jou. En weet jy wat? As jy hierdie woord begin vat en jy eet hierdie woord en jy besef en jy kom tot jou volle reg as kind van die Here, gaan jy die heerlikheid van die Here Christus in jou begin ervaar en dit gaan loskom soos 'n onsigbare wolk wat jou gaan begin omhels. En dit is die goedheid en guns dan wat jy skep, wat jou gaan volg. Sê amen. Ok, ek gaan nou nie veel verder daaroor praat nie, vers 13. Ek het klaar 13, 14 en 15 gelees, maar gaan hom weer lees. Ja. Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Haai, weet julle, daar's mos nou een ding wat ek nie kan vat nie. En ek is seker julle kan dit ook nie vat nie. En dis wanneer iemand 'n 2-gat jakkals is. Weet julle wat so 2-gat jakkals? Is 'n manteldraaier. Is iemand wat voor jou sê en agter jou sê nee. Dis so lelik. Die Here hou ook nie daarvan nie. OK. Dis omskynheilig. Hy praat hierso van nuwe maan en sabbate. Met ander woorde, mense wat tye waarneem. Is interessant dat Jesus in Handelinge hoofstuk 1 sê, dit kom julle nie toe om die tye te weet, want hulle wil toe nou weet, wanneer gaan alles nou gebeur? Ja, want weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Ja. Want die tye is by die Ou Testament. Die Nuwe Testament is eternity. Dis die tye is laat tot vervulling gebring. Is eternity. Ja. Want onthou, God is tydloos. Ja. Ek wil hê julle moet dit baie mooi onthou. God is tydloos. En daarom is jy ook 'n tydlose wese. Ek weet party van ons gaan nou jy weet sê okay, maar daai en daai het nou afgesterf. Maar as daai persoon in Christus sterf, leef hy ewig. Jy's tydloos. You are eternity. In die Ou Testament is sondes weggeneem net vir 'n jaar lank. Dis amper soos ons wat jou bestuurslisensie kry net vir 5 jaar. Nee, dan moet jy die ding weer gaan hernie. Dan gaan hernie hom en dan kry jy nie gehernie nie, want iewers hak dit vas. Ek wag nou al amper 'n jaar om myne hernie te kry en ek bly nou op tydelike lisensies. Ja, so dis horrible, nee. As 'n mens kort 'n ding moet hernie. Ek bedoel, jy het dit een keer gedoen en dit is veronderstel om genoeg te wees. Jy weet mense wat tye waarneem, veral nou in die moderne kerklike wêreld, is hulle besig om wel na vorentoe te kyk. En ag Jesus kom tog en maak ons situasie beter. Ag, ons sien voor, maar weet jy, ons kom nooit tot ons reg nie. En besef dat hy is nou binne in ons en ons moet nou die verantwoordelikheid hê om op te tree. En ons het mos nou sopas gelees, al die gemors in die wêreld kom van gemorsdenke af. Nou as Christus Jesus dan klaar alles voltooi het en die woord is 'n werklikheid, ons eet nou teenswoordige brood, het laag gebeur, dan kry ons 'n teenswoordigheid van die Here al hoe meer in ons gedagtes en ons besef dat dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, werk nou in en deur ons. En nou staan ons op en ons neem ons verantwoordelikheid op en ons skyn nou die lig. Ons is die sout van die wêreld. En ons verander dinge. Amen. Ons wag nie vir die Here om dit te kom verander. Stem julle almal saam? Nou, die moderne kerklike wêreld, my broer, dit gaan so sleg, Jesus moet nou kom. Sy koms is nou naby, want ek kan sien, dit gaan nou al hoe erger.
Weet jy wat, kom ons besef nou, die werk is voltooi, Christus leef in ons deur die Heilige Gees, kom ons staan op ons plek nou, en kom ons skyn nou ons ligte helder, en wat is jou lig? Liefde, blydskap, vrede, dis wie jy is, dis wat jy bring, jy is nou daai boom, wat geplant is vir waterstrome, jy is die habitat, wat mense in jou lewe nou, wat behoeftig is, en wat spanning het, en wat vreesagtigheid is, jy is die plek nou, waar hulle kan naartoe hardloop, in Christus Jesus. Jy is nie Christus nie, maar jy bring hulle na Christus toe. En dan kom hulle en hulle begin die woord aanneem, en hulle begin die pluswoord, die nou woord, eet, die teenswoordige brood, hulle ervaar al hoe meer God se teenswoordigheid in hulle lewe ook, en soos pastoor Miepie gesê het, teenswoordigheid beteken tydloosheid, afstandloosheid. Jy sien, as ons begin sê, die Here is in ons, hy is met ons, dis afstand uitgewis. As ons sê, ag Jesus, kom tog en help ons, dis afstand. Ons is ongelowig. Ja. Hebreërs 11 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy moet glo dat God is. En 'n beloner is, sê almal is. Is nou. Is die brood wat ons eet. So mense, in hierdie gemeente, en hierdie kuier om die woord, wat ons eet, is teenswoordige brood. Die toonbrode. Wie Jesus is. Nou Jesus sê, as klop, as julle oopmaak, sal ek ingaan en saam met julle maaltyd hou. Hy word ons maaltyd. Hy is die woord. Johannes sê ek is die hemelse brood wat van die hemel neergedaal het. As julle my eet, het julle die ewige lewe, ervaar julle ewige lewe. Wat is ewige lewe? Tydlose lewe, afstandlose lewe. Jy ervaar nou reeds die kwaliteit van ewigheid, want dis tydloos en afstand. Die ander mense so in gebed kom en in sy teenswoordigheid jouself, jou gedagtes begin baai. Weet jy, dan raak jy tydloos in jou gedagtes. Dan koop jy die tyd uit. En hoe doen jy dit? Vergeet wat verby is, sê Paulus. En Jesus sê, besorg jy nie oor môre nie. So gryp die oomblik vas. Soos hier sit ons nou. Ons is nou besig, almal saam, om kuier om die woord, die teenswoordige brood te eet en die oomblik vas te gryp, die teenswoordigheid van die Here. En daar is jou probleme opgelos, en die mense in jou lewe gaan meer van jou begin hou, want jy raak 'n teenswoordige mens, jy raak bedagsaam, jy is oplettend, jy is nie so besig met jou eie gedagtes en probleme en bekommernis nie. Jy is besig om in die teenswoordigheid te lewe en jy sien almal raak. Kom nou, het julle mense in jou lewe, was jy dalk so, jy raak so alwesig. Die bekommernis vat jou heeltemal in 'n rigting. En die verlede se spook so by jou, dit vat jou in 'n rigting. Jy is skoon weg, jy is glad nie hier nie. Nee mense, ons moet nou hier mense word, terwille van die mense in ons lewe. Amen. Ek wil gou teruggaan na 1 Samuel 15 toe. Ek het jare terug, dit so geniet om hierdie studie te doen van 1 Samuel 15, en ek wil net enkele verse vir julle hierso lees. Julle ken die storie, God het gesê, tref alles met die bandvloek, nee, en Saul het toe gegaan, en hy het dit nie gedoen nie, hy het gespaar, en hy sê, maar die manskappe het van die buit, die kleinvee en die beeste geneem, die bestes van die goed, want ons wil dit aan die Here offer. Kamersdag. Het die Here behaag in brandoffers en slagoffers. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. En so aan, en so aan. Nou sê Saul, ag, verskoon my, ek het gesondig. Ek het die bevel van die Here en u woorde oortree, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Vrees hoort nie in 'n Christen se lewe nie. Jy is nie bang vir ander mense nie. As iemand voor jou staan en daai persoon het iets gedoen wat nie reg is nie, dan sê jy dit soos wat dit is. Jy is nie bang vir ander mense nie. Teenoorgestelde van vrees is geloof. Geloof is altyd leef in die teenswoordige nou. Nou, kyk nou. Hy sê, vergeef dan tog nou my sonde en kom net saam met my terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie saam met jou teruggaan nie, want jy het die woord van die Here verwerp, en nou het die Here jou verwerp, om koning oor Israel te wees.
Toe Samuel hom omdraai om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeur. En Samuel sê vir hom, vandag het die Here die koningskap oor Israel van jou afgeskeur en dit aan jou naaste gegee, wat beter is as jy. En ook lieg die roem van Israel nie, en hy ken geen berou nie. Nou, vers 30, kyk nou hierso. Ek het gesondig, eer my tog nou net voor die oudstes van die volk. Eer my tog nou net voor die oudstes van die volk. Sê tog net hier voor al die mense, dat ek is ook 'n okay mens. Dat ek in Voor die Here- mense, Ja, voor sê, die mense. sê vir die mense, Here, ek en jy is nog steeds buddies. Ja. En dan kom dan saam met my terug, dat ek die Here u God, nou kan jy sien wat sê hy, dat ek die Here u God, hoekom sê hy nie, die Here my God nie, want hy het al klaar in sy hart Afstand, weggestap, daar's afstand tussen hom en die Here. weggestap van Ja. die Here af. Onthou nou, Jesus die woord, is Jesus die bemiddelaar. Jesus bring ons in die Vader se teenswoordigheid. Dis wat Jesus se hooftaak was, as 'n priester. Wat doen 'n priester? Hy versoen. Daarom is ons nou geroep as konings en priesters. Ons regeer nou met sy liefde en ons bring mense in dieselfde eenheid wat ons nou is met die Here. Goed. So, ek wou net dit vir julle gelees het, dan voor die mense, eer my tog net voor die mense, voor die oudstes van die volk. Jy weet, weet jy, nee, moenie bang wees vir die mense en die oudstes van die volk nie. Vrees liewer vir die Here en wees eerlik in jou hart. So, teenoor weer God. teruggekom na vers 14 toe, nuwe maande, feestyd, haast my siel, alles vir my 'n oorlas, ek is moeg om dit te dra. Jesus sê in Handelinge 1, dis nie, kom julle nie toe om tye en geleenthede, weet nie, maar julle sal die Heilige Gees ontvang en julle sal my getuies wees. So wat gaan hulle word? Jesus se getuie. Wie was Jesus? Hy was die plusfaktor. Hy was die is-mens. Hy was die een wat die teenswoordigheid van die Vader gemanifesteer het. So waar moet ons nou wees? Kom uit die tyd uit, neem die tye waar nie, wees nou 'n plusmens, 'n is-mens vir die mense in jou lewe. Wees nou die liefde wie jy klaar is, die blydskap, die vrede, die vriendelikheid, die geduld, selfbeheersing, goedheid, sagmoedigheid en getrou. Hallo, Amen. wie hou van getroue mense? Kan altyd op hulle staat maak. Hulle woord is hulle eer. Sê amen. Ek kan verstaan waarom hulle in die Ou Testament spesifieke samekomste uitgeroep het. Hulle het dit gedoen, soort van die oudstes van die volk het gekom en gesê, okay, ek sien, Koos, jy doen nou sonde. Sannie, jy doen sonde. Ja, ek sien jy maak droog, jy maak droog, jy maak droog. Okay, ek gaan nou vir julle sê, oor 3 weke gaan ons almal nou ons sondes bely en ons gaan nou 'n samekoms hou en ons gaan 'n dier slag en dan is maar dis nie wat die Here soek nie. Die Here soek daai elke sekond Elke sekonde. verhouding met hom, wat jy bewus is van hom Gehoorsaam. in sy Hy sê vir Abraham in die Ou Testament, Gehoorsaam. hoofstuk 17 van Genesis, Abraham, wandel voor my aangesig. Wat beteken in my teenswoordigheid? Dan sal jy opreg wees. Wat dit eintlik sê, dan sal jy tot jou volle reg kom na die beeld en gelykenis waarna ek jou geskaap het as my kind. Nou, terug te kom, julle nuwe maan, julle feestye. Feestye, daar was die 7 feeste, en dis wanneer die seuns, hulle gewoonlik die manne gebruik, in die teenswoordigheid, sê almal teenswoordigheid, van die Here moes verskyn het by 'n ete. Dit was 'n feestyd. So dit was eintlik 'n geleenthede om die mense bewus te maak van ons met God se teenswoordigheid beoefen. Nou, waar's die feestye vandag? Die Bybel sê vir ons, Jesus is die Here van die feeste. Van die feeste. Waar woon Jesus op hierdie oomblik? Binne in ons. So as hy die Here is van die 7 feeste, 7 is die getal van volmaaktheid en perfeksie, dan woon die 7 feeste Here binne in ons. So wat is feestye? Dis om gelukkig te wees, om fees te vier. Amen. So kan jy jouself indink, die Heilige Gees krag nou binne in jou, ontketen 7 feeste binne in jou.
Jo, jy vuurfees, jy weet dit nie eens. 7 van hulle gelyk. En dit is nie iets wat jy met vuur of van buite af moet betrag nie. Dis nou binne in jou en dit werk nou in jou en deur jou. Kyk hoe groot is die krag wat nou binne in jou werk. Wat die Here beskikbaar stel. Dis waarom Paulus sê, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Efesië 6. En dan trek jy die volle wapenrusting Nou aan. kyk nou wat het hulle hierso gedoen. Hulle het tot die stand van die maan gebruik. En gesê as dit nuwe maan is, dan sal ons nou 'n fees hou. Wat het die stand van die maan met God te doen? Absoluut niks. Absoluut niks. Wat wonderlik is nou met al hierdie openbaring van die Ja. Ou Testament en die vervulling in die Nuwe in Jesus, kan ons nou met die Heilige Gees wat in ons is en die woord wat ons nou lees, kan jy elke oomblik van die dag, elke sekonde, kan jy net vinnig inhardloop na binne toe. Dis ook so daar van Psalm 91, die skuilplek van die Here. En jy kan onmiddellik uit jou verlede uitkom, Amen. nie besorg wees oor môre nie, jy koop die tyd uit, en jy staatlik in die teenwoordigheid van die Here, en jy hoor sy stem, en jy hoor sy wysheid, jy ervaar sy eenheid en al sy voordele. Sê amen. Jy kan selfs terwyl jy in die supermark loop, en iemand is daar wat miskien bietjie maracas veroorsaak, dan kan jy nog steeds kalm bly, rustig bly, bidend bly. En terwyl jy daar is, jy so gewoond en ingewind, dan bid jy sommer vir die persoon wat maracas maak, en vir die wat nie selfbeheersing het nie. En die krag van die Here staan op jou uit, en skyn uit jou uit, sy liefde en sy geduld, en jy skep 'n situasie en atmosfeer daar. Sê amen. Wow. Goed, ek dink ons kan daarby afsluit. Wat wil jy nog iets sê? Nee, ek is klaar. Goed. Gaan jy vir ons afsluit? Ja. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat u woord geskrywe is in ons hart. Dankie Here, elke een van ons se ore is oop om te luister na u Gees wat elke dag met ons praat. Dankie Here dat ons nie 'n switchboard nodig het om by u uit te kom nie Here, maar dat u direk in ons gees woon. En dat ons daarom elke dag u stem hoor. Dat ons elke dag gehoorsaam is aan daardie stem. En dit te hoor wat u vir ons sê om te doen. Dankie Here, dat ons harte is saam met u en u hart is saam met ons. Daarom is dit maklik